In Ink Luisterstories bied aan Moordvlug 728, geskryf deur Eugene Pina. Dames en here, dit is u kaptein Rolf de Tooy wat praat. Baie welkom aan boord van vlug 728 vanaf Johannesburg na Kaapstad. U kan nou die sitplekgordels losmaak. Die weer lyk goed, ons behoort Kaapstad so teen 10:11 te bereik. Sit gerus agteroor. Ekskuus dat ek vra, maar is daar fout? Hoekom? Jy lyk senuweeagtig en jy hou aan agter te kyk. Wat pla jou? Ek wag vir my vrou. Sy bly lank weg. Ek dink nie jy hoef jou te bekommer nie. Sy kan nêrens heen gaan nie. Sy sal seker nou enige tyd terugkom. Ja, seker. Is julle met vakansie? Soort van ja, ek het besigheid in Kaapstad, maar daar sal genoeg tyd wees om bietjie te ontspan ook. Klink lekker. Is julle van Johannesburg? Meneer, ek wil nie ongeskik wees nie, maar as jy nie omgee nie, ek is nie lus vir geselsies nie. Natuurlik. Ek is maar 'n busybody. Jammer ek het gesteer. Sy's dood. Wat gaan aan? Daar lê 'n lijk by die toilet. 'n Lijk, wat het gebeur? Dit lyk of sy met 'n mes gesteek is. Wie is dit? Ek weet nie, ek kan nie mooi sien nie. Charmaine? Nee, asseblief, sê vir my, dis nie Charmaine nie. Bedaar, my vriend. Wie is Charmaine? Dis my vrou. Is julle seker sy is dood? Laat my verbykom, ek wil sien. Meneer, asseblief, ek verstaan jy is ontstel, maar jy moet gaan sit. Nee, hoekom wil julle my weghou daar? Luister na die ligwaarde, my vriend. Daar kom die kaptein ook nou. Laat hulle toe om hulle werk te doen. Dis my vrou, magtig. Daar is niks wat jy vir haar kan doen nie. Kom sit asseblief. Jy is net in die pad. Wie het haar doodgemaak? Meneer, asseblief, ons sal nou agter die kap van die byl kom. Sit net 'n oomblik en probeer om te kalmeer. Kaptein, ek wil weet wat aangaan, asseblief. Gee ons net 'n kans, asseblief meneer. Ek verstaan jy is ontstel, maar jy maak dinge net erger. Kom, my vriend, kom sit. Dames en here, bly asseblief in u sitplekke. U is heeltemal veilig. Ek sal die polisie in Kaapstad in kennis stel, en nou is daar niks wat u kan doen nie. Laat ons toe om te probeer vasstel wat presies gebeur het en om die toneel op te ruim. Ek wil ook vra dat niemand asseblief vir die dier van die vlug die toilet besoek nie. Ons moet die toneel so laat sodat die polisie hulle werk kan doen. Ek vra by voorbaat om Ek verskoning. kan dit nie glo nie. Nie Charmaine nie. Vertel vir my eerder wie jy is. Ek is Bertus Kreer. Paul van As. Hoekom was jou vrou in die toilet? Was sy daar terwyl die vliegtuig opgestyg het? Sy was baie ontstel. Ek weet nie waaroor nie. Ek was bietjie laat. Ek het nie saam met haar aan boord gekom nie. Sy is toilet toe voor die vliegtuig opgestyg het. Haal diep asem, Karel, en probeer om te ontspan. Ons sal nou by die kaptein hoor wat aangaan. Hoekom jy Charmaine? Meneer van As, hier is 'n kalmeerpil en 'n bietjie water. Drink dit sodat jy kan ontspan. Ek wil nie ontspan nie. Ek wil weet wie my vrou vermoor het. Ek verstaan meneer van As, maar jy het gehoor wat die kaptein gesê het. Hy het reeds die owerhede in kennis gestel. Die polisie sal wel vasstel wat gebeur het. Nee, ek wil weet wie die helfte is. Dis iemand hier op die vliegtuig. Sit asseblief meneer van As. Nee, ek Wil kan jy nie. my jou vak? Ek gaan jou kry voordat jy die vliegtuig land. Ek wil weet wie was almal daar agter by die toilet. Moenie net daar sit soos 'n klomp poppe nie. Iemand moes iets gesien het. Ek vra, wie was almal daar agter by die toilet? Die lugwaarde. Ag magtig man, ek bedoel voor die lugvaarding. Hoekom wil jy haar uitskakel? Sy was laaste daar en haar hande was vol bloed. Wat probeer jy sê meneer? Ek sê net wat ek gesien het. Hoe het die bloed aan jou hande gekom, juffrou? Ek moes voel of sy nog 'n puls gehad het. So jy het eers rustig gaan voel of sy nog lewe. En
toe daar aan die gangkie gaan staan en gil asof jy vermoor word. Die skok het my eers later getref, toe die werklikheid tot my deurdring. As jy so sê, Kom sou ek 'n passasier wou vermoor? Ek het haar nie eens geken nie. nee. Jy en sy het 'n helse argument in die kombuis gehad toe sy aan boord gekom het. So erg dat sy jou geklap het. Waaroor het dit gegaan? Hoe weet jy daarvan? Ek het julle gesien. Nee, sy was ongeskik. Dit beteken nie dat ek haar vermoor het nie. Dit het nie vir my na 'n gewone meningsverskil gelyk nie. As ek moet sê, sou ek sê die fete kom al 'n lang tyd. Het jy haar dan geken? Wat het dit met enigiets te doen? So dan het jy haar geken. Ek weet nie waarvan julle praat nie. Moenie dit probeer ontken nie. Jy moet die vrou wees van wie sy gepraat het. Wat het sy gesê? Sy wou nie uitwy nie, maar sy het gepraat van iemand wat saam met haar op skool was. Sy was baie ontstel. Wat het tussen julle gebeur? Ek het nou nie vermoor nie, ek sweer. Ek vra, van waar het jy my vrou geken? Jy is reg, ons was saam op skool, maar ek is nie 'n gewelddadige mens nie. Ons het net nie vir mekaar gehou nie, dis al. Wie is jy? My naam is Sari Kalman. My nooiensvan was Dievenage. Sari Duvenage. Ek weet van jou. Shamaine het jou verloofde afgevry. Dit was baie jare gelede. O nee, jy het gesweer dat jy eendag sal wraak neem. En dit lyk my jy het vandag jou kans gekry. Nee, ek is nie 'n moordenaar nie. Ek beloof. Karel van As, Jy, wat maak jy op hierdie vlug, Melanie? dis nie ter sake nie. Jy moet jou nie so hoog heilig hou nie. Jy is nou skielik die liefdevolle eggenoot van self. Maar jy het nie 'n duit vir Charmaine omgegee nie. En jy weet dit. Jy het haar vermoor, Karel. En nou wil jy skuld op die arme lugvaardin pak. Ek. Hoe te help kom jy daarby uit? Moenie dink ek weet nie wat aangaan nie. Jy was agter 'n geld aan, dis wat. Vertel vir die mense hoe jy haar aangerand het. Jy is 'n vroueslaander, Karel van As. En ek sal sorg dat die polisie daarvan weet. Waarvan praat jy? Charmaine het my vertel jou vark. Sy wou van jou skei, maar jy wou niks weet nie. Jy het net met haar getrou oor haar geld. Jy praat snaak, man. Jy weet niks. Hou jou hier uit. Hoekom, Karel? Wil jy nie hê die mense moet weet wat jy is nie? Charmaine was bang iets gebeur met haar. Dis hoekom ek hier is, om 'n oogie te hou. Maar ons het nie gedink jy sou so gou haar toeslaan nie. Luister hier, jou bemoeisike koei. Ek gaan nie toelaat dat jy my hier vir Meneer almal... van As, dit lyk vir my daar skuil meer agter al jou beskuldigings. Jy beskuldig my net om die aandag van jou af weg te vat. Hoor hier, dit wat sy sê maak sin. As jy huweliksprobleme gehad het, dan... Hoe te hel het ek skielik die vak in die val geword? Ek is 'n man, verdom. En ek is nog nie klaar met jou nie, Sari Duvenage. Ek wil weet wat vanmôre tussen jou en my vrou gebeur het. Ek het jou gesê, dit was net 'n meningsverskil. Maar dit klink my jy het meer as genoeg rede gehad om haar te vermoor. O nee, vroumens, jy gaan nie so maklik die skuld op my bak nie. Luister mense, julle verloor iets uit die oog. Waar pas die dame hier agter in die prentjie? Jy het gesê jou naam is Melanie, of hoe? Ek lei af jy en die slagoffer was vriendinne. Charmaine was my beste vriendin. Waaroor het julle dan so hewig beklei vanmôre daar in die parkeerterrein? Hoe weet jy daarvan? Ek bedoel, wat laat jou dink ons het baklei? Moenie vir my vertel julle het nie geargumenteer nie. Ek het julle dopgehou. Ag, dit was sommer iets nietigs. Iets nietigs. Dit was so hitte of julle het mekaar te lyf gegaan. Man, wie is jy in elk geval? Hoe raak dit alles jou? Ek sal ook graag wil weet. OK, dis seker tyd dat ek myself voorstel. Ek is Bertus Kreer, privaat speurder van Pretoria. En hoe weet jy so alles van almal af? Ek is maar net oplettend, dis al. Maar jy is reg, daar is 'n goeie rede waarom ek hier is. Jammer om jou babbel hier voor almal te bars, Karel, maar ek het slegte nuus vir jou. Die liewe Charmaine het jou verneek. Wat bedoel jy? Sy het 'n skelmpie gehad, my vriend. Waar kom jy daaraan? Ja, ek het jou gesê, my oë en ore is oop. Jy sal nooit raai met wie sy jou verneek het nie. Wie? Niemand anders as die ou wat ons almal veilig in Kaapstad moet besorg nie. Kaptein Rolf du Toit. Het jy nie opgemerk hoe ontsteld hy was toe hy vroeër die lijk herken het nie? Die kaptein. Maar hoe sal jy daarvan weet? Dis hoekom ek hier is. Die kaptein se vrou het my gehuur om net tweeetjies dop te hou. Die affair kom al 'n hele tydjie. Ek het foto's as jy dit wil sien. Ek verstaan nie. Miskien kan Melanie hier agter my ook meer lig op jou saakie werp. Melanie, wil jy nie maar vir ons almal vertel waaroor jy en Charmaine so gestry het nie? Dit het niks met jou te doen. Ek dink nogal dis baie relevant. Jy het nie dalk oor die einste kaptein Rolf du Toit gestry nie. En waar kom jy daaraan? Ek het 'n sterk vermoede dat jy en Charmaine op dieselfde kaptein verlief was.
Lyk my hy is nogal 'n haan onder die henne. Is ek reg, Melanie? Jou klein koei, jy staan daar en beskuldig my van moord, terwyl jy self nie as genoeg rede gehad het om haar dood te maak. Nee, dis belaglik. Is dit, Melanie? Dink jy die polisie sal ook so dink? Ek sal nooit. Sy was my vriendin. Dis die ding met Roef. Dis complicated. Dis nie 'n lieg nie. Jy sal nie verstaan nie. Die ding is, ek verwag sy kind. Dis 'n stukkie inligting waarvan ek nie bewus was nie. Maar dit maak jou motief om haar dood te maak so van groter, jy weet. Dis nie waar nie. Ek sê vir julle, hy het haar doodgemaak. OK mense, kom ons bekyk die situasie net verwonderlik. Elkeen van julle het 'n motief en geleentheid gehad om haar dood te maak. Jy, Karel, seker die meeste van almal. Julle het duidelik nie veel van die huwelik gehad nie. My raaiskoot is dat sy van jou wou skei, maar jy sou dan te veel verloor. As sy die weg geruim is, sal jy waarskynlik al haar geld erf. Ek het dit geweet. Ek sê julle mos dit was nie ek nie. Nee, so haastig nie, Sari. Jy het net soveel rede gehad om haar te verloor. Jy loop al jare met daardie wrok binne jou rond en vandag toe jy haar weer sien en sy jou boonop in die gesig klap, was alles net te veel. Dis nie waar nie. Dit sal die polisieman moet vasstel, maar jy moenie alleen voel nie. Melanie vertoon ook goed in die wedloop. 2 vrouens in 'n resies vir dieselfde man is 'n resep vir moord. En toe raak jy nog boonop swanger, Melanie. Ek sou sê jy het haar gekonfronteer om die verhouding te beëindig en toe sy weier, wou jy haar uit die pad hê. Sy is van jou kop af, man. Toe maar, julle drietjies is nie al verdagtes nie. Moenie ons kaptein uit die oog verloor nie. Hy het net so baie gehad om te verloor as sy verhouding met Shamaine aan die lig sou kom. En ek het Tom Hoeka voor die vlug daar agter by die toilet gesien. Die wettig, gaan haal hom, wat ons hoor wat hy te sê het. Wag nou, die man moet ons nog veilig in Kaapstad besorg, onthou. Ons wil hom nou nie te veel ontstel nie. Laat hom aan die polisie hoor. Man, of hy haar nou doodgemaak het of nie, ek slaan sy kop in mekaar. Hoe lank neek hy nou al by my vrou? Minstens al 2 jaar. Maar sy was nie die enigste nie. Lyk my hy is een van daardie mans wat agter alles wat 'n rok dra aanloop. Dis nie waar nie. Jy laat hom nou soos 'n rokjagter klink, maar dis nie hoe hy is nie. Sê die vrou wat vanoggend haar beste vriendin wou te lyf gaan omdat jy sy kind verwag. En al wat ek sê is, julle ken hom nie. Ag kaf man, party mans kan net nie hulle hande van ander mans se vrouens afhou nie. Meneer Van As, gaan sit asseblief. En julle ander ook. Raak bietjie rustig. Dis as 'n gat man. Ek hoor jy slaap by my vrou. Gaan sit asseblief op jou plek. En as ek weier, gaan jy my ook doodmaak. Waarvan praat jy? Ek praat van jou wat agter my rug met my vrou rondneek. Ek hoor jy was voor die vlug daar agter by die toilet. Het jy my vrou doodgemaak? Meneer Van As, hierdie is nie die tyd of plek hiervoor nie. Jy ontstel die passasiers. Gaan sit nou asseblief en raak rustig. Moenie jou kom hoog heilig hou nie. Ek wil weet wat jy daar agter in die vliegtuig gaan maak het. Moenie my geduld beproef nie, Tel. Ek gaan nie toelaat dat jy alles hier ontwrig nie. Wag net so bietjie, kaptein. Ek dink die man het 'n geldige vraag gevra. Jy het genoeg rede gehad om die vrou te vermoor. En jy was daar. Ek dink nie 'n verduideliking is te veel gevra nie. Wie is jy? Bertus Kreer, privaat speler tot u diens, kaptein. Ek is nie 'n verduideliking aan jou verskuldig nie. Jy het geen jurisdiksie hier nie. Mag so wees, kaptein. Maar jou houding laat 'n mens nog verwonder. Wat steek jy weg? Man, stop dit nou. In hierdie vliegtuig is ek in beheer. Is dit duidelik? OK, jy het jou punt gemaak, maar ek moet sê, jy tree baie verdag op. Julle is nie alleen op hierdie vliegtuig nie. En jy, juffrou, het jy nie werk om te doen nie. Ja, jammer kaptein. Nou ja, daar het julle dit. Op ons plek gesit soos 'n klomp skoolseuns. Wat gebeur nou? Ek vermoed die polisie sal ons op die lughawe mag. Hulle sal beslis met almal wil gesels. Dit behoort vrek interessant te wees. Ek sou nogal nie omgee om 'n vlieg teen die muur te wees nie. Vir wat? Hoor hier my vriend, hierdie is 'n plot waaroor enige skrywer behoort. Al die intriges, en die verdagtes. Jy is 'n siek mens, weet jy? Om genot uit ander se seer te put. Ag, kom nou Melanie. Dis net oor een van die hoofverdagtes is dat jy ontstel is. Dames en here, ons maak nou gereed om op Kaapstad lughawe te land. Neem asseblief die sitplekke in en maak die veiligheid van ons land.
Sapphire and Ruby, if those words are written on your boarding card, please come forward for boarding. Also, I'd like to invite group number 1. Please, ladies and gentlemen, have your boarding cards not available. Group 1 is now boarding. Môre, mevrou De Tooy. I'd like to invite group 2, Rose. Bert is hier. Ek bel van die lughawe af. Ons het so net na 11 geland. Maar ek moet sê, dit was 'n interessante oggend. Die polisie gaan hulle hande vol hê om die skuldige uit te wys. Man, daar is soveel intriges. 'n Hele spul verdagtes. Jy moes gesien het hoe hulle mekaar op die vliegtuig aanvat en beskuldig. Ja, die polisie het my ondervra. Dis waarom ek nou eers bel. Natuurlik is jou man een van die hoofverdagtes. Ek het gesorg dat die polisie weet van sy skelmverhouding. Terloops, dit was nie net sy nie. Hy het een van haar vriendinne ook swanger gemaak. Dis jou probleem, Petsmiddag. Ek het my kant van ons ooreenkoms nagekom. Natuurlik, so dood soos 'n mossie. Ek het mos vir jou gesê, ek weet wat ek doen. Natuurlik nie, Bets. Hierdie is nie my eerste rodeo nie. Daar is niks wat my aan die moord verbind nie. Ek het daar in die toilet met 'n skêr bygekom. Hoekom wil jy die detail hoor? Ek sê jou, alles het glad verloop. My enigste vrees was dat hulle die bebloede skêr onder my handbagasie sou ontdek. Maar hulle het nie eens daar gekyk nie. Wanneer kan ek die res van my geld kom? Luister hier. Ek is môreoggend terug in Pretoria. Dan soek ek my geld. Ek wil nie stories hoor nie. Jy skuld my baie. Dit was Moordvlug 728, geskryf deur Eugene Pinaar. Die rolverdeling was soos volg. Bertus is gespeel deur Simeon Bosman, Kobus Mini het die rol van Karel vertolk, Sari is gespeel deur Petro Pieterse en Melanie deur Marie Hannekom. Len Oulinski was kaptein Rolf De Tooy. Die tegniese versorging was behartig deur Eugene Pinaar.